hulle goed gedink het, dan die slegste. Maar U het die goeie Bybel tot nou toe bewaar. Weet as jy nou die geskiedenis gaan kyk van die bruilof, is Kana was 'n baie klein plek. Dit was baie klein. Die Here kon die wonderwerk gedoen het in Nasaret. Hy kon dit gedoen het in Jerusalem, maar hy het dit gedoen in Kana, wat 'n baie klein plek is. Maar wat vanmôre uitstaan wat ek met julle wil praat oor, as jy van die Bybel sien vir hy het 6 klipkanne gebring, hy sê bring die 6 klipkanne nie aan die tafel vanmôre sê. Dit is so ons as kinders van God se lewens doen. As jy nie rein is en jy nie van binnekant af skoon is nie, kan jy nie vanmôre of een van die tafel is aan die tafel van God sit nie. Want jy is nie skoon van binnekant af. So ek wil vanmôre wil ek die uitvat op geestelike vlak. En ek wil vir jou sê, dat die eerste uitval soeper was, is die waterkanne wat gestaan het gebruik was, in die reinigingswette van die Jode. As jy nie skoon was nie, kan jy in die tafel sit nie. Kind van God, as jy nie skoon is van binnekant af nie, kan jy nie in die kerk God hoor te dien, en jy kan nooit in die tafel van die Here sit nie. Want jy is vuil van binnekant af. Jy is nie skoon nie. Die water wat verander was, wil ek geestelik sê, dis die dag toe God jou siel gered het, en jy jou van binnekant af, en die heiligheid het jou uitgevat, en uitgevat, en het jou Halleluja. Jy kan nie God dien as jy vuil is nie. Jy kan nie die woord van God uitlewe daar buitekant, as jy nie skoon is van binnekant af nie. En die enigste manier, hoe jy skoon gemaak geword, is dat God jou water wat binne is, jou skoon maak en nuwe wyn maak, sodat jy kan borrel. En as jy borrel, jy nuwe wyn uitborrel, daar buitekant toe. En nie die vuil wyn wat jy gehad het in jou lewe. Halleluja. Weet God sê vir ons, in sy woord, wat die mense sê vir ons, in God se woord staan daar, ek proef alle dinge nou die goeie. Dis die grootste gebors wat die kinders van die wêreld gebruik, daai skrif, om te sê, ek drink tog wat ek beproef tog. Want ek wil vir jou vra, hoekom drink jy nie van die wyn wat God vir jou gegee het, en jy het dit gegee, wat jou liggaam skoon maak, en jou hou binnen, wat proef jy dit staan? Wat proef jy die wyn wat God in jou lewe wil sit, en wat proef dat ek kyk, of dit in jou beter gaan uitwerk. Amen. Jo, die wêreld wil daar buitekant werk vir jou. Want jy kom net in moeilikheid. Jy val net terug. Jy kan nie meer glo dit wat God vir jou sê. Maar as jy die wyn het wat God in jou lewe geplaas het, toe jy jou gered het, gaan daai wyn is van die beste wyn wat jy kan kry, wat jy as kind van God kan gebruik, dat die wêreld daar buitekant kan sien, dat jy is waarlik 'n kind van God. Halleluja. Daar was baie beter die ander. Maar die oomblik toe God die water in die wyn verander het, het hy dit verander in genade vir ons as kinders van God. Ons val nie meer onder die wet. Ons val onder die genade van God. Dat God jou siel het, en hy jou die nuwe wyn gee in jou liggaam, en jou skoon gemaak het, van die veel water wat binne in jou is. Daai wyn is baie beter as die wyn van die wêreld. Dit is baie beter, dit is skoon gemaak. En dit is iets wat jy kan gebruik, en kan uitlewe. En as jy dit in jou het, en jy lewe dit uit, kan die wêreld daar buite kan sien, dat jy is 'n kind van God. Want die liefde gaan uit jou uitstraal. En jy gaan 'n groter geloof hê, om te kan glo, dat God dit kan doen. Halleluja. Hy sê vir ons in die tweede invalshoek, is dat die nuwe wet beter is as die ou wette. Halleluja. Wat sê die ou wette? Die be myself right. Dis die ou wette.
Jy maak jou eie wette, so weet dit. I leave myself en I werk in God stoel. Dit werk nie vir God. Want jy as persoon kan jouself nie vernuwe van binnekant af en jou die ruimte gee wat jy moet gebruik om uit te lewe aan die buitekant van die wêreld. So die wêreld dit kan ons gebruik nie. Dan wil ek jou vraag stel vir God. Hoekom hou jy die wyn wat God vir jou gegee het, die goeie wyn in die binnekant? Hoekom hou jy dit teë en terug en leef dit nie uit dat die wêreld op buitekant toe? Halleluja. Ons hou dit vir onsself. Is jy skaam vir God se werk? Is jy bang dat die mense gaan sien dat jy 'n kind van God is? Of is jy net suiwig om te sê, ja, ek het ontvang, maar ek wil nie van my broer en my suster oorgee. Dis 'n moeilike vraag. Dis 'n harde stelling met 'n vraag. Daar's baie kinders van God wat ontvang het, maar wat nie wil uitgee nie, want hy is bang dat die wêreld na buite kan sien dat hy 'n kind van God is. Hy is bang daarvoor. Dit is waarom hy die goeie wyn wat God sy lewe gegee het en op binne aan ons geplaas het. Nie wat hy lewe dat die mense na buite kan sien. Halleluja. Hy sê vir ons, as God skoon maak, doen hy 'n behoorlike job. Hy doen 'n goeie werk. Hy is nie halfhartig al. Hoe sê hy dit nie halfhartig? As God sê reinig jou, dan reinig jy. As jy as persoon dit self moet doen, gaan jy jouself nie kan reinig. Want jy kan op die dingetjie waar jy vashou, dan jy een ding sit om dit nie skoon te maak, want jy wil nog bietjie vasbly. So dit is vanmôre wat ek vir jou sê. Maak oop as kind van God. Dat God jou water binnekant kan hernie en kan verander in soet, geurlike wyn, wat jy kan uitlewe aan die wêreld en aan die mense wat buitekant. Dit gaan nie net om die wêreld nie, maar dit gaan om die kinders van God in die kerk ook. As God jou reinig het, en jy nuwe wyn gekry, en jy loop oor met borrel, gaan dit vloei van kerklid tot kerklid, van geleerde tot geleerde, van kind tot God, sodat hulle ook kan ontvang van die nuwe wyn wat God vir jou gegee. Halleluja. Die derde wat ons so belang is dat Jesus die blydskap kom verleng het. En dit verdiep het. Halleluja. Weet jy dat die bruiloft, toe hulle die wyn opbraak, en die mense begin bekommerd word. En die Here die water in die wyn verander het. Was die mense bly gewees? Want hulle het nie meer gestaar in die oë om verbeter te word en weer weggeskuif te word nie. Hulle het geweet dat daar nou genoeg wyn nog sal wees vir die volgende tydperk wat die trou aan die gang is. So moet jy as kind van God ook blydskap ontvang. En jy moet die blydskap uitlewe wat God vir jou gee, die oomblik as hy jou siel het en jou binnekant verander na die beste en die soetste geestelike wyn wat jy kan kry op aarde. Halleluja. Dit is vanmôre baie belangrik. Want toe die wyn weer hervol word, en die mense kon aangaan om te, soos wat hulle in Engels sê, to keep on carry on party, het hulle blydskap gehad. Hulle weer met mekaar verwinkel. Hulle weer met mekaar gekommunikeer. Hulle weer met mekaar gepraat. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, as jy die wyn ontvang en die vernuwing in jou lewe, en so die opdrag van God af, dat jy met mekaar moet praat, dat jy met mekaar moet deel, en dat as jou broer val, en jou broer moet optel, en nog verder hou, om weer by God uit te kom. Jy moet nie op omstap en praat. Jy moet optel, en jy moet nader te hou, sê brother, kom hou jy vas. Ek
hou vas en kom ons loop weer terug na God toe. Kom ons kom weer by die kruis uit. Kom ons weer by die voete van God uitkom, sodat God nou weer kan vernuwe van binnekant af word. God is 'n waarmaker vir sy woord. En hy sê vir ons, en baie sê, dit wat jy in my naam vra, sal ek vir jou gee. Maar hy sê ook, as jy bid met 'n verwagting, dat God het sal doen. Dit help jy bid, en jy verwag nie, of jy glo nie, in die woord van God. Baie kinders van die Here so, hy sê, die pastoor sê ons moet bid, want die Here gaan voorsien. Ja. As jy bid met 'n verwagting, en jy nie geloof het, dat wanneer jy bid, jy glo dat God het vir jou kan gee. Wat jy vanmôre sê, pastoor, ek wil hernuwe word, moet jy vanmôre eerstens glo dat God jou kan hernuwe. Amen. Jy moet vanmôre weet, dat as jy sê, Here, ek wil verander word van binnekant af, moet jy glo dat God kan doen. Maar as jy bid, moet jy ook sê, Here, ek wil dit hê. Stel jy op met woord, wat jy vir my gesê, dit wat ek in jou naam vra, dit sal jy vir my gee. En God gaan vir jou vernuwe van binnekant af vanmôre. Hy gaan jou 'n nuwe wyn van binnekant af maak, sodat jy dit kan uitborrel, en die mense aan die buitekant dit ook kan ontvang, en dit kan sien. En dit is vanmôre, kind van God, ons sien dit baie goed op. Kom jy mense in die kerk op. Waar is jou blydskap? Amen. Jy is 'n kind van God, waar is jou blydskap? Jy die wyn ontvang van binnekant af, God het jou skoon gemaak, en jou 'n nuwe wyn gegee. God woord van God, hy sal jou blydskap gee, sodat jy dit kan uitlewe, en die mense om jou ook kan glimlag, en sal met jou bly kan wees. Want ons moet ons suur gesiggies rondloop, want iets het 'n bietjie verkeerd geloof voor die bediens het gekom op die kerk. Ek wil vir jou vra as dit gebeur. Kind van God, gaan terug in jou binnekamer. Vra vir God om jou reg te kry. Vroeger jare het ek baie gepraat oor jou. Voor jare as ek by die kerk te deur gestap het die mense al begin tale praat. Amen. Die mense het al begin oordans. En dan God begin loof, en God begin prys. En dit het gevaal in ons kerk die kerke, en het begin uitwis van die pastoor rond die toelaat, dat die Heilige Gees van God moet werk nie. Ek sê vanmôre, Here, as ek in die pad staan, van die Heilige Gees dat dit werk, dan moet jy by die pad staan. Amen. Amen. Here, dat ek daar struikel en val. Halleluja. Dat is as my bid, ek kan opstaan en aan die mens, met die nuwe wyn van binne af. Ons moet toelaat dat God dinge terugkom in ons lewens. Ons moet toelaat dat die gawes van Heilige Gees en die genadegawes terugkom in ons kerk. Amen. As ons dit nie toelaat nie, dan ons daai kerk weer toemaak, dan blaf ons onsself. En ons probeer God blaf. God is nie te blaf nie. Want hy weet wat hy kan doen. Amen. En hy beloof wat hy kan doen. En hy kan dit doen. Wees ons as kinders van God, en as mense as kerkgangers, om God te probeer breek met dit wat hy wil doen. Dan nog gepraat daaroor. God wil die damme laat breek, maar hy kan nog nie die damme laat breek nie. Maar ons as kinders van God is nog nie 'n nuwe van binnekant af volkome nie. Daar kom dinge wat die damme wil breek blok. Maar nie omdat as die damme gaan breek, moet die mense in die gemeente reg wees om daai siele te kan inwen en te kan bring na die altaar toe, dat hulle tot God kan kom en sê, ons soek dit wat jy het. Amen. So jy had die land in die baie. As die Gees van God begin werk, dan die tonge van vuur op die dag begin wees. En die mense daar buite gaan probeer, wat gaan hulle die gemeente aan? Ek wil dat die kerk van die kerk
van Bybel vir ons voorskryf en dikteer wat ons moet doen. Die enigste manier hoe jy kan dit vir my, is laag jou knieë bly. Nederig voor God wees. Die blydskap ontvang wat hy vir ons gee. En dit uitlewe, sodat ons almal daarvan kan weet. Ek gaan afsluit. Die vierde in volsoek, wat die Here deur ons verandering van die water in die wyn, is 'n nuwe gemeenskap. As jy jou siel vir God gee, hy red jou. Maak God jou ander mens. Amen. He's changing you to be a new person. Can you new creation? I'm a brand new. Amen. Maar nou, vir ons as kinders van God en as mense, wil nie in daai nuwe gemeenskap rondloop nie. Want jy is bang jy gaan jou familie en jou vriende verloor. God sê vir ons, die vierde in ons, hy maak vir jou 'n nuwe plek om te wees. As die mense jou wil afskryf omdat jy God wil dien, dan moet hy jou afskryf. Maar die woord van God sê, ek skryf jou op. Hy het jou naam geskryf in die boek van die lewe. So ek gee jou op die mense wat afskryf om nie meer met my wil praat nie. Want ek is 'n kind van God. Ek het 'n Vader wat na my son kyk. 'n Vader wat my van binne af nuut gemaak het. Die nuwe wyn in my gesit het. En vir my sê, my kind, as jy my nodig het, wees net nederig. Gaan op jou knieë, vra wat jy wil hê, en ek sal vir jou voorsien. Halleluja. Weet die Here lei ons baie keer in die woestyn. Die Here lei ons baie keer as kind van God in 'n woestyn. Daar waar daar droogte is. Daar waar daar skerpioene is. Daar waar daar sonne is. Die ouwe self die vraag af of vrou kom. Want hy sê dan vir ons, hy sal ons lei dat ons voete nie te die klippe nie. Hy sal ons op die pad lei. Waarom vat God ons die woestyn pad toe? God doen dit vanmôre. Vat hy jou hierdie woestyn om jou voor te berei vir die goeie dinge wat gaan kom na die slegte tyd. Hy wys die pad van slegtes, maar die dag as hy sê, my kind, jy het hierdie toets geslaag, jou binnekant wat vernieuwe is, jy lewe uit wat ek wil hê moet uitlewe, gaan God vir jou begin voorsien dat die behoefte van jou hart. Dan gaan hy jou weer in 'n ander gemeenskap insit, waar die kinders van God saam met jou, die Here dien, en saam met jou, om loof en prys. So ons moet nie in 'n woestyn doen. Ek gaan 'n voorbeeld vanmôre vat. Wie maak koeke? Wie kan koek maak? Alright. Wat maak jy as jy koek maak? Van 'n sifie? Dit is nog iets wat ek nog nie kan verstaan. Ek moet sukkel om baie om klein te kry. Kook weer 'n stuk. Reg? Maar jy sif die koek weer. Hoekom sif jy? Dus ek het nou vraag vir die vrou, hoe sit jy sien? Sien jy wat op is? Wie gesê ek sien jy wat op is? Dit reg? Halleluja! Broeder, dis net soos God jou siel het. Sit in daai bietjie simpelheid, dis simpel. Maak net dat jy kan reis van meer van binne af en meer in die wêreld skyn daar buitekant. Hy sout jou so bietjie. Hy skit 'n bietjie langer, want hy sê oor is beter as alles. Ja, dit is ook. Party mense van God se oor is beter as alles. Maar as God jou vat en hy lief jou, dan gee hy vir jou 'n nuwe
jou hoofdstukkies raak oud. Gee jy 'n bietjie sterker, 'n bietjie meer sekwensie opkom. Dan suffer jy 'n bietjie. Dan wat doen jy dan? Dan gooi jy die suurdeel by. Dan sit jy nog die suurdeel op. Dan sit jy nog die suurdeel op. Halleluja. Weet dit is so waar. Dan sit jy nog die suurdeel. Dan vat hulle die eiers, partykoeke mag jy net geel gebruik en die geel wit nie, dan wit en geel. Dan skyn jy nog die eiers ook. As God jou vernuwe van binnekant af en jou nuwe wyn gee, gaan daar 'n sifproses plaas. Hy gaan jou sif. Die dingetjies wat in jou pad staan om 'n ware kind van God te wees, gaan hy wegvat. Gaan hy bietjie wegsif. En hy gaan dit wat in die pad is, gaan hy wegvat. Jy weet ek verstaan wat hulle sê. Sif die deel van ons maak lig. Maar ek het nog nooit 'n heel klomp gekry wat agterbly. Want as ek gesif is, daai klontjie wat daar was, wat in die pakkie was, as hy klaar gesif is, die deur gaan hy vervreem. Hy het nederig geword. Hy het ingevloei saam met die ander meel. So as kind van God, as God jou die wyn gee, en die gee dit uit, vloei dit uit, en die ander mense wat het ontvang, gaan dit in hulle invloei, en hulle gaan weet dat jy 'n kind van God is, en hulle gaan ook vra, ek wil ook hê wat jy het. Maar ons is geneig om te bang te wees om dit uit te gee. Met die troue wat daar was, die feesmaal. Net so gaan God, die dag as hy ons verhaal, gaan ons 'n feesmaal saam met God hê, as kinders van God. Maar ons gaan nie wyn drink. Hulle sê ons gaan dronk word van die Heilige Gees wat in ons is. Ons gaan nie dronk word van wyn nie. Of van brandewyn nie. Hulle sê ons brandewyn het nie drinke nie. Hoekom nie? Halleluja. Van die mens wat die brandewyn drink, het die drinke. Die brandewyn met die drinke. As jy persoon so wil dink dat jy nie. Nou sê die mense maar die hele wyn verander. Dit is pragtig. Water en wyn. Dit gee ons die reg om te kan dink. Ek soek nog die skrif. En ek het al vir baie mense gevra, nou hulle sê om Google is baie slim. Nie eens op Google kan jy antwoord in die God se woord. Wat sê ek kan drink? Hy praat vandag. Dis 'n sakrament wat ons gebruik, waar die wyn ook gebruik word. As 'n genadegawe saam met die nagmaal, sodat ons kan weet, God het vir ons gesterf. Ons kan terugdink aan die tyd, toe hy vir ons gesterf het, aan die kruis van Golgotha. Ek kom vanmôre, ek sit af. Wil ek vir u as u woord vra. Soos wat God water in die wyn verander het, wil ek vanmôre vir u vra, wil jy hê God moet vanmôre jou water wat binne in jou hart is, in jou siel en in jou liggaam, ook verander na die beste wyn wat daar is, wat deur die Heilige Gees gevorm. Nou wil ek vanmôre ook sê, ek het nog nergens in die woord van God gelees. Die spore wat die mense gebruik, God het water en wyn verander. Dat die wyn wat hy verander het, alcohol besit. As jy teruggaan in die geskiedenis, die Joodse wyn is 'n baie soet en 'n baie lekker wyn, alkoholies wyn. Dis alkoholies wyn. Maar die kinders
Here of die mense daar buitekant wil die woord van God verdraai sodat by hom pas. Maar God sê vanmôre, ek wil hê jy moet inpas in my verandering, in dit wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil nie jy moet inpas in die wêreld vanmôre, maar ek wil hê jy moet vanmôre inpas by die woord van God. Die by my woord van God. Halleluja. Dit ons het baie keer gebroken. As ek kyk in die ou tyd 'n paar jaar gewerk het, dan begin hy kraak. Dan moet hy daai kry weg. Net so as Christendom. Partykeer word die kinders van God moeg gemaak. Jy kry 'n paar kraakies by. Maar dit is nie nodig dat die Here jou moet weggooi nie. Hy sê vir ons dat hy kan jou heel maak. Hy is die pottebakker. Ek en jy is klein vir jou. So as jy voel jy is vanmôre gebroken, jy voel jy is vanmôre 'n bietjie gekraak, wil ek vanmôre jy moet net sê, Here, ek wil vanmôre kruik wees wat jy kan gebruik. Heel maak en goeie wyn in my maak, sodat ek daai wyn kan uitleef na buite kom. Halleluja. Ek gaan vir julle sê, ek wil hier die woord oorsluit. Ek gaan vanmôre vir julle sê wat sy wil. Ek wil nie mooi wees met die woord, en as jy voel vanmôre, dan wil ek nie sê jy wil opstaan. Jy wil uitkom dat as jy kan bid vir jy moet die geleentheid gebruik. Sodat God jou kan verander. Die nuwe wyn in jou lewe kan sit. Dat ons kan uitlewe vir die Here na buite toe. Halleluja. Kom ons sê. Halleluja.
dat ek weer op 'n plek kan kom wat God vir ek vanmôre is. Dan wil ek vanmôre met jou vra, steek dit op jou hart. En ek beroep jou dat God jou sal verander. Dat hy die stemmen sal doen sodat jy weer in jou wees, soos wat God wil hê vanmôre. Dat partykeer baie keer nodig dat ons gesig kan kom. Ons raak baie keer die pad luister. En sê, Here, ek wil met jou by einde van. Want ek voel bietjie gedruk as ek saam met jou loop. Want die daarom dat ek jou druk kom. Maar God sê vanmôre, ek het daarom jou hart op gebroken is, weer heel te maak vanmôre. En jou weer op die pad te vat. Wat ek wil hê jy moet doen. En weer sterk maak, dat die Here groot kind van my word, en 'n kind van my word, en die Here na my kan, sodat die wêreld vanmôre kan sien, dat jy God